Goeiemôre, dit is Vrydag en dit is so lekker om hierdie week saam met jou te reis, saam met jou tyd te spandeer in God se woord. En ek hoop dat dit so goed gaan met jou vanoggend. Ek hoop dat hierdie week besig is om jou te stig en te bemoedig. Gister het ons gestel oor die feit dat baie mense leef asof hulle geloof net gaan oor wat hulle vir God moet doen. Ek moet beter wees, ek moet meer bid, ek moet harder probeer. En voor jou oë uitvee, wat gebeur? Raak jou geloof uitputtend. Hoekom? Want jy probeer iets dra wat jy nooit bedoel was om alleen te dra nie. Gister het ons gesels oor Johannes 15 vers 5. 'n vers net voor in vers 4 sê Jesus: "Julle moet aan my verbonde bly soos ek aan julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra nie as dit nie aan die druiwestok verbind bly nie, en so julle ook nie as julle nie aan my verbonde bly nie." Weereens sien ons hier Jesus gebruik 'n baie eenvoudige beeld. Hy sê ek is die wingerdstok, jy is die loot. En 'n loot probeer nie heeltyd harder probeer om vrug te maak nie. Dit bly net vasgeheg aan die bron. Ek wil vandag 'n stapie verder gaan. Waar ons dit baie keer verkeerd verstaan, is ons dink ons moet net meer selfdissipline hê. Maar Jesus sê die fokus is nie eers te meer moeite nie, dit is die koneksie. Want jy is nie gemaak om geestelik onafhanklik te leef nie. Alles wat jy nodig het, en hierdie wil ek hê jy moet vandag hoor, as jy krag nodig het, as jy vrede nodig het, as jy wysheid nodig het, as jy geduld nodig het, as jy liefde nodig het vandag, waar vind jy dit? By Jesus, dit vloei vanuit Jesus, en dis hoekom hy oor en oor en oor vir ons sê, bly in my. Dis hoekom hy dit so duidelik wil maak vir sy disippels, want die oomblik wat jy los van die bron leef, begin dinge uit mekaar uitval. En daai leegheid kom uit in besig wees. Deur die hele tyd net op sosiale media te lê, die hele tyd na mense se goedkeuring te smag, terwyl ons eintlik net naby Jesus moet wees. Partykeer probeer ons nog goed lyk aan die buitekant, maar binne is ons moeg. En ek hoop dat jy vandag hoor, dat jy kan dien, jy kan wys probeer optree, maar diep binne kan jy nog steeds los wees van die ware bron. En die antwoord is nie altyd probeer harde nie. Vandag is die antwoord so eenvoudig. Kom net nader. Want jy kan nie die vrug dra as jy ver van die bron af leef nie. Jesus het jou nooit geroep om alles alleen en op jou eie krag te doen nie. Hy het jou geroep om naby aan hom te bly. Want wanneer jy so connected bly aan Jesus, dan sal die vrug van self afkom. Ek voel so sterk om op my hart vanoggend om vir jou te sê dat daar sekere areas waar jy regtig vandag Jesus so nodig het en jy besef dit dalk nie self nie. Wil jy nie vandag na hierdie oordeenking net 'n oomblik vat, net stil word by die Here en hom innooi in daardie plekke. Gaan lees vandag weer Johannes 15 vers 4 tot 5. Hoor die uitnodiging dat dit is beter om by Jesus te bly. Dit is beter om van daardie plek uit te leef. En miskien sit jy vandag met 'n vrees, jy wonder, as jy God in volle vertrou, gaan jy nog steeds die dinge kan hê wat jy nou tans het? Ek wil vir jou sê, God wil vir jou beter gee as wat jy nou het. Maar hy nooi jou uit om vandag te kom en jou lewe neer te lê. Kom ons bid saam. Here, vanoggend bid ek dat ons net in 'n diep nederige postuur vanoggend voor U sal buig en sal besef, dit is net U. Dit is net U wat ons kan lei, wat ons kan wys. En ek bid vandag, Here, dat U deur die Gees vanoggend so sterk sal met ons elkeen kom praat en ons kom oortuig oor die dinge wat moet skuif, die dinge wat moet verander, want ons weet, Here, 'n lewe saam met U is soveel beter. Dit is soveel meer die moeite werd om by U te wees. En ek bid dat die persoon wat vandag hierdie luister, dit net weer eens sal besef, net weer eens sal na hulle harte toe neem en begin leef vanuit 'n plek van nabyheid aan U. Dis my gebed vanoggend in Jesus se groot en wonderlike naam. Amen. Skakel môreoggend in vir ons laaste oordeenking van hierdie week, maar baie dankie dat jy hierdie week saam met ons so ver reis. Lekker dag vir jou.